Goeiedag, welkom by hierdie oordeenking van ons groot lydensweek. Dis Woensdag. Ons kyk hierdie week na die laaste tree wat Jesus dag vir dag gee op pad na die kruis van Goeie Vrydag. Hierdie Woensdag se verhaal lees ons vandag uit Matteus 26 uit. Vir Jesus was hierdie dag seker een van die min werklik blye en effens sonnige dae wat sy medemens hom op aarde gegee het. 'n Koel oase in die skroeiende woestyn. Die vreugde het hy wel nie die dag in Jerusalem beleef nie, want hy was nie op hierdie dag in Jerusalem nie. Maar dit beteken nie dat daar nie goed in Jerusalem gebeur het nie. So lees gerus saam met my Matteus 26 vanaf vers 1. Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê: "Julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word." In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoëpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie 'n oproer onder die volk kom nie. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels sien, was hulle verontwaardig. "Waarom so verkwitsing?" vra hulle. 'n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar." Ons lees tot sover. Op hierdie Woensdag in Jerusalem neem die vyandskap teen Jesus heftig toe. Want is op hierdie dag dat die Sanhedrin in Kajafas se paleis vergader en saam raad hou en planne maak wat hulle gaan doen om Jesus om die lewe te bring. Nou is dit nie meer net iets dat hulle hom wil stilmaak of wil wegkry of wil twyfel kry of hom wil vang oor sy eie woorde nie. Nou is hulle oortuig hulle moet ontslaa raak van hierdie man. Al was die Joodse raad met mag beklee en het hulle hoë aansien geniet, het hulle besluit om hulle bose plan nie tydens die fees uit te voer nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kon kom nie. Tog noem Jesus die oggend vir die eerste keer vir sy disippels die dag waarop hy sou sterf, naamlik oor 2 dae. Dit wil sê, juis wanneer die fees 'n hoogtepunt bereik. Die Sanhedrin het gewik, maar die Here het beskik. Hy was die eintlike beplanner, want Johannes 10 vers 18 sê, "Niemand neem sy lewe van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af." Jerusalem maak planne om die koninklike priester-profeet om die lewe te bring, maar op hierdie dag val die lig buite die mure van Jerusalem op die dorpie Betanië 3 kilometer weg. Daar vind iets wonderliks plaas. Jesus se vriende, die verbondenes aan hom, die dankbaar is, sit vir hom 'n intieme maaltyd voor wat in alle opsigte anders was. Die gehalte en die keurigheid van die kos was iets besonders, want volgens Johannes Evangelie is dit niemand anders as Martha, Lazarus en Maria se suster wat dit vir ons voorberei het nie. Die maaltyd was ook buitengewoon vanweë die mense wat aangesit het. Etiket of voorste sitplekke of belangrike mense is nie wat hier gegeld het nie. Die aansittendes was almal mense met bande van liefde en dankbaarheid aan Jesus. Dit was vir hulle 'n geleentheid van hulle lewe om saam met hom weer 'n keer aan tafel te wees. En elke oomblik hiervan was vir hulle kosbaar. Die gasheer is Simon, die Melaatse. Dis hy wat sy huis en sy hart vir hierdie maaltyd oopgestel het. Dit is al asof sy naam wil sê, Jesus het hom van sy ellende, van sy eertydse melaatsheid genees. As dit so was, kan 'n mens jou mos nou voorstel,
met watter innigheid hy voor of langs Jesus aan die tafel aangelê het. Dan was daar Lazarus. Lazarus het gelate daar gesit, met 'n glans op sy gesig en geweet dat sy teenwoordigheid getuienis genoeg was van Jesus se grootheid en van sy eie verbondenheid aan hom. Martha het ek reeds genoem. Sy het sekerlik nie net bedien nie, maar was beslis ook 'n gas gewees. Dan is daar die disippels, die 12 wat hy uit die goedheid van sy hart genooi het, om oral by hom te wees, om van hom te leer en hom te leer ken. En daarom is hulle ook op hierdie dag aan hierdie vreugdetafel. Maar iemand ontbreek, Lazarus en Martha se suster Maria. Waar is Maria wat so graag by Jesus se voete sit en leer? En toe kom sy, en skielik kry hierdie maaltyd totaal ander betekenis deur wat sy kom doen. Sy het 'n albaste fles gevul met kosbare, egte nardesolie. Die wat dit geken het, het geweet dat die reukolie 'n fortuin kos, nagenoeg 300 denarii, ander woorde silwermuntstukke. Nou, om 'n idee te gee, 'n werksman se dagloon in daardie tyd was 1 denarius gewees. So 300 denarii is byna 'n jaar se inkomste wat sy in 'n flesie het en dit dan inbring. 'n Albaste fles het gewoonlik 'n besonderse dun nekkie gehad, want sulke juweelduur olie het 'n mens slegs druppels gewys gebruik. Maar Maria wou dit nie so aanwend op hierdie dag nie. Daarom sê Markus dat sy die albaste fles gebreek het, want toe kon sy dit ryklik oor haar meester uitgiet, sodat die hele huis met die reuk van nardesolie gevul is. Matteus en Markus merk op dat sy die reukolie veral oor Jesus se kop uitgegiet het. Maar asof dit nie genoeg is nie, het sy dit ook oor sy voete laat vloei. Die voete waarby sy so dikwels gesit het om na sy woorde te luister. Dit het die grootste indruk op die skrywer van Johannes Evangelie gemaak. Dis dan asof daardie gebeurtenis in Jerusalem sy weg vind na hierdie intieme, vreugdevolle ete. Want skielik is dit die disippels wat begin oor die vermorsing van hierdie duur olie. Hulle vaar teen haar uit. Die reukolie kon vir 300 silwermuntstukke verkoop word en die opbrengs kon aan die armes gegee word. 300 denarii, 'n jaar se loon in 'n oomblik verkoos. Maar sien, die vrou het iets verstaan wat hulle nog nie het nie. Sy het gegee wat sy het, haar kosbaarste vir haar meester. Hulle vergeet dat Jesus net 'n oomblik tevore vir hulle gesê het dat hy sou sterf oor 2 dae. Die kruis is nog nie vir hulle realiteit nie. Jesus neem vir Maria in beskerming, net soos die vorige keer toe sy by sy voete gesit het en haar suster haar beskuldig het. Hy lig die bedoeling van haar daad uit en laat die morrendes beskaam en bedroef staan. Laat haar staan, sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis, sê Jesus. Eers op die 3de dag na sy dood, sou die ander vroue kom om hom te balsem, maar dit sou dan te laat gewees het, want Jesus sou reeds uit die graf uit weg gewees het, om die heelal met die geur van sy verrysenis te vul. Maria kry dit reg om dit voor die tyd te doen. Jesus praat hier kalm en bereidwillig van sy begrafnis. Dis nog net 2 dae ver. En wanneer hy sy lewe gee, sal Maria se wonderlike daad van hierdie 300 denarii eintlik onbenullig wees in vergelyking met wat Jesus sal doen. Want Jesus sal nie 'n uiterlike fles breek om daarmee die toewyding van sy lewe te bewys nie. Hy sal bereid wees om sy hele liggaam te laat breek. Alleen so sou die geur van God se liefde vir sondaars oor die hele wêreld versprei word. Vir sondaars en mense wat nou kinders van God is, soos ek en jy. Markus sluit nie sy verhaal af oor hierdie maaltyd voordat hy nie ook Jesus se profesie aanteken nie. Dit waarvan Maria se salwing 'n afbeelding is, naamlik dat Jesus se kruisdood 'n goeie tyding sal word, wat soos 'n ekho oor die hele wêreld sal weer klink,
En in hierdie evangelietyding sal daar ook vir Maria plekkie wees, vir haar soet druppeldaad op hierdie besondere Woensdag.